Goed, goeiemôre aan elkeen van julle. Ek hoop julle is nou wakker nadat Wienan daar so 'n bietjie geblaas het op die orgel. Ek wil net enkele afkondigings uitlig voordat ek die verwelkoming gaan doen en die bedanking sommer in een gaan doen vanoggend. Ek wys maar net daarop ter inligting net van almal dat die advertensie vir die beroep na hierdie gemeente wanneer ek emeriteer gaan seker DV hierdie week geplaas word en daar sal geleentheid wees vir persone om te reageer tot die 23ste Januarie en daarna sal daar dan nou bietjie uitgedun word aan aansoeke indien dit nodig is en die nodige onderhoude ook gevoer word. Ja, net vir die, want daar is nog sommige wat vra, ek weet nie of julle hoef te twyfel nie, julle weet seker nou al, dis die afskeidspreek is die 1 Maart volgende jaar. So jy kan sê einde Februarie maak ons klaar. Dan die preekbeurte in hierdie vakansietyd, julle het dit op die WhatsApp groep ontvang, om te sê waar, by watter gemeente die diens is, wat die tyd is van daardie diens, want julle moet maar asseblief daarop let, dat nie al die gemeentes begin 9 uur nie, daar is so 1 of 2 wat 9:30 begin, so julle moet maar net mooi oplet op die tyd en waar die dienste is, daar is ook wie die predikers by die geleentheid is. Dit is ook in die ingangsportaal opgeplak teen die glas, so as jy dalk iewers dit verlê het of nie weet nie, kan julle maar hier kom stop en daarna kyk en seker maak as julle nie seker is nie. Dan het julle ook nou in die afkondigings gesien dat ek en Deedrey met verlof is vanaf môre. Die troos vir julle is die laaste keer wat ek verlof neem. Julle is so gewoond al die laaste tyd dat ek omtrent permanent op verlof is, maar dit is die laaste wat ek dit sal neem. Dan net die jaarprogram is beskikbaar in die konsistorie, so julle kan dit een neem per gesin asseblief, ons het nou nie oorvloed laat druk nie, so neem maar net een per gesin en moet nou nie vir al die naasbestaandes en so ook neem nie, want dan gaan daar sommige wees wat nie gaan kry nie asseblief. Dan net die volgende wat ek wil bedankings doen. Iewers is hier nou ietsie wat ons verwelkom op die orgel vir Wienand Grinling. Hy is seker aan die meeste van julle in elk geval bekend. So baie welkom dat jy gekom het, Wienand, vir hierdie geleentheid. Ek wil dit nou nie hard sê nie, maar ek dink amper dit gaan dalk DV nog jou ma se laaste een ook hier by ons wees. Almal neem so afskeid, maar ek sal nou niks nog sê nie, Winnie, alhoewel ek dit reeds gesê het. Sy beplan om volgende jaar te gaan aftree in die Kaap. Seker saam met Andrei, hopelik, so ja, dit is die beplanning wat hulle ook het, so DV is dit ook haar laaste Kersangdiensie saam met ons. So baie welkom Wienand, en dan Winnie gaan vir ons op die fluit ook begelei, sy is nou al welkom hierso, ek gaan nie vir haar so welkom heet nie. En dan natuurlik die solos is Dion Jacques Pieterse en Bertus Griebenau wat as solosangers gaan optree. Baie welkom aan julle ook vanoggend hier saam met ons. En dan natuurlik die Dispatch mannekoor, is altyd 'n voorreg om julle ook saam met ons te hê, onder leiding van Tanya Gerber, as ek dit nou reg het so. So baie welkom aan julle ook. Ja, maar soos ek sê, julle is altyd welkom hier saam met ons. Dan natuurlik vir dit wat julle hier voorsien, wil ek maar net vir Jeanette in besonder baie dankie sê vir die moeite wat gedoen is om dit hier vanoggend hierdie lig te hier uit te beeld en hierdie Kersuitbeelding hier voor te doen. Sy het natuurlik ook helpers gehad in die vorm van Karen en Dion het ek ook gehoor, hy moes kom met die krag help hierso, so baie dankie ook vir julle en dat julle ook kom help het.
Dan natuurlik Etienne, jou staatmaker daar by die klank, wat sorg dat ons, ja, hy sê, ek het gesê 2026, hulle het dit gelukkig, iemand het dit raak gesien en daarom verander, want daar het gesang, kersangdiens 2026. So hy kom nog volgende jaar, ek is 'n bietjie haastig, lyk dit vir my. Maar ons het hom reggemaak. Baie dankie Etienne vir alles wat jy insit daarvan agteraf. Dan Wanda as kosteres, baie dankie ook vir jou met alles wat jy altyd reg kry vir ons. Baie dankie, ons sien dit raak. En dan Alina Jacobs, wat ek noem maar net vir julle, sy het 'n eie gediggie geskryf rondom ons tema, wat sy vir ons ook gaan voorlees hier tydens die program wat julle sal sien. En dan wil ons maar net baie dankie sê en baie welkom sê aan almal wat teenwoordig is vanoggend, besoekers wat hier is, baie welkom. En dan nooi ons julle almal vir 'n eetdingetjie en iets om te drink in die saal hier langs aan net na die diens. Daar is oorgenoeg, so kom asseblief en kom kuier daar saam na die tyd. Ek dink dit is al wat ek nou moet uitlig. Ek wil ook maar net gou verder sê, nadat ons die dankoffers ingesamel het aan die begin, volg ons net die program. Ek hoop julle het almal 'n programmetjie gekry, geneem in die ingangsportaal. Indien jy nie een het nie, kan jy maar net gou opstaan en een gaan haal daar, of iemand kan maar net, een van die kerkraadslede kan maar net die programme kry, en as daar iemand is wat nie gekry het nie, kan jy maar net jou hand opsteek en dan 'n programmetjie kry. Ek dink dit is al wat ek moes uitlig. Kom ons word nou stil en ons wy hierdie geleentheid aan die Here toe. Wie in die donker loop en geen lig sien nie, moet op die Here vertrou en op hom steun. Want wie op hom vertrou, word nie teleurgestel nie. Amen. God drie enig groet ons waar ons hier saam is vir hierdie kersangdiens met die woorde genade en vrede vir julle, my kinders. Ons gaan nou die Here met ons dankoffers eers dien en daarna gaan ons die 2 liedere sing wat julle daar op die program ook gedruk sien.
Ek wil maar net die kinders herinner dat die afsluiting van die katekese is net na die diens, moet julle net hier in die kerkgebou agterbly. Die res gaan na die saal langsaan beweeg, maar julle bly net na die diens hier agter vir die afsluitingsgeleentheid. Kom ons sing al twee hierdie liedere, ons gaan dit staande sing. Ek gaan vanoggend vra dat ons eintlik, julle sal sien, daar staan nou nie staan ons of sit ons nie, maar elke keer as ons sing, dan gaan ons staan. 'n Mens, en nie dat ek veel van sang af weet nie, maar as jy staan, dan kom die klank net beter uit as wat jy sit jouself vas. Maar in elk geval, ons gaan staan wanneer ons die gemeente liedere sing. As daar van julle is wat sukkel miskien met die opkom, kan julle bly sit. Neem vrymoedigheid om te bly sit. Jy hoef nie elke keer op te staan nie. Daar mag dalk sommige van julle wees wat daarmee 'n probleem het. So kom ons sing hierdie twee liedere, lied 201, 1 en 3 en 358, 1, 2 en 3. Of
'n wêreld in duisternis. Jesaja 59 beskryf vir ons 'n wêreld se nood, beskryf vir ons die duisternis in 'n wêreld sonder lig. Almal is daarop uit om kwaad te doen. Hulle aarzel nie om onskuldige bloed te vergiet nie. Hulle planne is bose planne. Oral waar hulle gaan, is daar verwoesting en ondergang. Hulle ken nie so iets soos 'n pad van vrede nie. Waar hulle loop, is daar geen reg nie. Hulle loop krompaaie. Wie hulle volg, sal nie vrede ken nie. Daarom is daar geen sprake van reg en geregtigheid vir ons nie. Ons wag op lig, maar dit bly donker. Ons wag op 'n straaltjie lig, maar ons pad bly pikdonker. Kom ons sing hierdie 2 liedere wat daar aangegee staan. God se woord is vol beloftes van lig vir ons wat in hierdie duisternis leef. Ek gaan nie elke keer die verse noem nie, maar ek lees dit. In die land waar daar duisternis is, sal daar nie langer donkerte wees nie. Die volk wat in donkerte geleef het 'n groot lig gesien oor die wat in die donker land was, het 'n lig geskyn. Vir ons is 'n seun gebore. Aan ons is 'n seun gegee. Hy sal heers en hy sal genoem word wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, vredevors.
Sy heerskappy sal uitbrei en hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring. Hy sal op die troon van Dawid sit en oor sy koninkryk regeer. Hy sal die koninkryk vestig en in stand hou, deur reg en geregtigheid van nou af en vir altyd. Daarvoor sal die onverdeelde trou van die Here die Almagtige sorg. Jerusalem, vir jou het die lig gekom. Die magtige teenwoordigheid van die Here het vir jou lig gebring. Daar is donkerte oor die aarde, duisternis oor die nasies, maar oor jou gee die Here lig. Oor jou verskyn sy magtige teenwoordigheid. Nasies kom na jou toe, na jou lig toe, en konings na die glans van die nuwe dag wat vir jou aangebreek het. Die Here sal vir jou 'n ewige lig wees, en jy sal roem in jou God. Die Here sal vir jou 'n ewige lig wees. Jou dae van smart is verby.
Ja, waarlik, Christus is die lig. In die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. Alles het deur hom tot stand gekom. In hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis. Die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Die ware lig wat elke mens verlig, was aan die kom na die wêreld toe. Hy was in die wêreld. Die wêreld het deur hom tot stand gekom, en tog het die wêreld hom nie erken nie. Hy het na sy eiendom toe gekom, en tog het sy eie mense hom nie aangeneem nie. Op 'n ander keer het Jesus vir die mense gesê, ek is die lig vir die wêreld. Wie my volg, sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee. Toe het Jesus uitgeroep, ek het as die lig na die wêreld toe gekom, sodat die wat in my glo, nie in die duisternis sou bly nie. En so kom die skeiding. Die lig het na die wêreld toe gekom, en tog het die mense eerder die duisternis as die lig liefgehad, want hulle dade was sleg. Lang terug in Bethlehem, die Messias ons verwag, het Jesus Christus, Seun van God, gekom op Kersfeesdag. Hoor, sing die engele koor, bring aan God die Seun gestuur, niks kon sy liefde keer. Hoor nou, hoor die engele sing, ons koning het gekom, en ons sal leef in ewigheid, omdat ons glo in hom. Waar herders wag, o in die nag, sien hulle nuwe ster. Hulle hoor engele koor wat sing, musiek wat kom van ver. Hoor nou sing die engele koor, bring aan God die eer. Vir ons het God sy Seun gestuur, niks kon sy liefde keer. Hoor nou, hoor die engele sing, ons koning het gekom, en ons sal leef in ewigheid, omdat ons glo in hom.
wanneer sy lig skyn, deur die wêreld, die wind en die weer, skyn sy lig helder elke keer. Ons moet net ons oë oopmaak, sodat sy lig ons lewe kan raak. Sodat ons kan elke dag uithou en aanhou, want met sy lig kom nuwe krag. Want wanneer sy lig skyn, laat dit al die donkerte verdwyn. Soms wanneer die son sak, dan sak ons moed, maar dan gaan dit steeds eintlik goed. Want ons kan weet, die son is steeds daar, al kan ons hom net nêrens gewaar. En so bring elke dag weer nuwe krag, want wanneer sy lig skyn, laat dit al die donkerte verdwyn. So nou weet jy, hy maak ons vry, hy sal ons deur die woeste oorlog lei. Sy lig sal die pad wys, want hy het vir ons gesterf aan die kruis. Met Kersfees kom Jesus as ons lig, om ons lewenspad te rig. Want wanneer sy lig skyn, laat dit al die donkerte verdwyn.
kind sou kom wat in 'n krib sou lê. En wie sou kon dink dat hierdie kind Maria en Josef se seun die sonde van hierdie wêreld op homself sou neem. En wie sou kon glo dat hierdie kind wat lag en speel en sing vir al sy maatjies in die buurt en vir ons die lig sou bring. En wie sou kon droom dat hierdie kind die wonder laat gebeur, dat dooies opstaan en dowes hoor en sondaars sal bekeer. En wie sou kon raai dat hierdie kind vir wêreldse pyn en nood as verlosser aan 'n kruis sou sterf en opstaan uit die dood. En ek weet het gewis dat hierdie kind die redder is. En ek glo dit gewis dat hierdie kind ons hoop en redding is. Soos die jare kom en gaan, sedert daardie dag, soek die mensheid steeds na lig, nog nooit was dit so nag. Volke veg teen volke, een broer teen 'n ander, wit teen swart en swart teen wit, dit het nog nooit verander. En soveel mense wêreldwyd leef steeds in hongersnood, en atoombommen, vigs en aborsies maak miljoene mense dood. En die dwaasheid van die mensheid word die wysheid van die huur, en strome vuil besoedeling vernietig die natuur. Maar te midde van al hierdie chaos wat ons glad nie meer kan keer, weet my hart verseker, hierdie kind kom weer. En ek weet het gewis, dat hierdie kind die redder is. En ek glo dit gewis, dat hierdie kind ons hoop en redding is. Wie sou kon dink dat hierdie kind weer eendag terug sal keer, om as regter te kom oordeel en as koning te regeer. Verstaan jy nou, hoe kan jy sien wie hierdie kindjie is, dat hy die regter, die enigste hoop vir hierdie wêreld is.
Ons word opgeroep om weerkaatsers van sy lig hier in hierdie donker wêreld te wees. Hy het gesê, ek maak jou 'n lig vir die nasies, sodat die redding wat ek bewerk, die uithoeke van die aarde sal bereik. Julle is die lig vir die wêreld. 'n Stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Ook steek 'n mens nie 'n lamp op en sit dit onder 'n emmer nie, maar op 'n lampstander, en dit gee lig vir almal in die huis. Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Vroeër was julle ook die ene duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Leef dan as mense van die lig. Uit die lig kom alles voort wat goed en reg en waar is. Vra julle voortdurend af of iets vir die Here aanneemlik is, en moenie meedoen aan die vrugtelose praktyke van die duisternis nie, maar stel dit eerder aan die kaak. Nog steeds bring die kindjie die boodskap van vrede vir al die gelowiges onder ons mee. 'n Boodskap van vrede, van heldere krag, 'n boodskap van lig in die donkere nag. Susanina, hemelse hof in 'n nederig stal, en engle daal neer na die aardse dal, en vul heel die sfere met feesgeskou. Susanina, voor die koning van heelal.
he's got the whole world. In his hands he's got the whole world. In his hands he's got the whole world. In his hands he's got the whole world. In his hands. Dan ook afsluit met Stille Nag, al 3 die verse.
Kom ons gee nou vir almal wat deelgeneem het 'n lekker handeklap aan hierdie program. En daarmee saam sê ons natuurlik vir die Here dankie vir die gawes wat hy aan mense gee. Nadat ons die seën uitgespreek het, herinner ek julle maar net, julle is welkom om saam iets te kom geniet daar in die saal. Ontvang nou die seën van die Here en mag dit vir julle 'n wonderlike geseënde Kerstyd wees. Mag julle die vreugde en die vrede van Kersfees ervaar. Mag die lig van Jesus deur julle skyn. Mag die Here julle so seën dat julle hoop en vrede sal bring in hierdie wêreld vol duisternis. Amen.